Goeiedag geliefdes, pastoor Callie van Heerden van die JCR-MTS familie en chaplaincy South Africa. Ek hoop u het 'n geseënde dag gehad. Vandag is dit weer aan my bewys. Wat bedrog aan mense doen en wat bedrog is binne instansies en in kerkverband. Dit het my gedryf om 'n gebed te skryf oor die leuns wat nie net leuns is nie, maar bedrog is. Bedrog wat mense pleeg vir hulle eie sak. My gebed, verlos my van mense wat my bedrieg, ook binne kerkverband. Hemelse Vader, U wat die waarheid ken voordat 'n woord nog gespreek is. Ek kom vandag voor U met 'n hart wat seer is deur bedrog. Nie net van vreemdes nie, maar van mense wat ek vriende genoem het, en selfs mense wat die naam bely het. Here, U sien die glimlagte wat nie opreg is nie, die beloftes wat leeg gebly het, die woorde wat mooi geklink het, maar gif gedra het. U weet hoe dit my vertroue geskaad het en my gees moeg gemaak het. Vader, ek bring voor U die pyn van bedrog binne kerk en geestelike verband. Waar daar liefde moes wees, was daar manipulering. Waar daar wysheid en waarheid moes wees, was daar misleiding. Waar daar diensbaarheid moes wees, was daar magsug. Here, verlos my van valse vriendskappe en van geestelike bande wat nie uit U gebore is nie. Verlos my van mense wat U woord gebruik om hulle self te verhef en ander te benadeel. Here, ek vra nie wraak nie, want wraak kom my nie toe nie. Ek vra verlossing. Lei my weg van bedrog en plaas my op 'n pad van waarheid en vrede. As daar bitterheid in my hart gegroei het, reinig my. As daar wantroue is, herstel my. Laat my nie hard word nie, maar wys. Here, leer my onderskei. Gee my wysheid om ware vriende te herken en die moed om los te laat waar U nie meer is nie. U is my rots, my vesting,
en my bevryder. Ek rus vandag in u hande. Geliefdes, ek dink die leuns en bedrog om nou begin eind kry. Ek dink die donkie moet maar 'n paar keer sy kop stamp. Ek het hom so 'n bietjie uitgetrek. Die gebed. God se kerk bly heilig, maar mense binne strukture bly feilbaar. Wanneer mense God se naam gebruik om ander te beheer of te benadeel, sal God self rekenskap eis. Verlossing beteken soms afstand. Wanneer ons bid, verlos my, vra ons nie altyd dat mense moet verander nie. Maar dat hulle geestelike oë oopgaan. Genesing begin in die hart. Hierdie gebed help ons om nie bitter te word nie, maar wys, nie hard nie, maar vry. Jesus het gewaarsku. Pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle toe kom, maar van binne roofsugtige wolwe is. Die doel van hierdie gebed is nie om geloof te breek nie, maar om dit te beskerm. Nie om God te verlaat nie, maar om nader aan hom te vlug. God bly waar, selfs wanneer mense nie is nie. Hy lei sy kinders uit bedrog na waarheid, uit vermaning na vrede. Geliefdes, asseblief, ek vra mooi. My hart ook vanaand. Moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself sal toegelaat word om te doen nie. Laat jou woord wees. Jou ja en jou nee. Maar moenie dinge sê en dit dan nie doen nie. Want dan bedrieg jy die ander persoon. Ek groet julle met hierdie gebed. Geseënd is u. Tot ons weer mag praat. Totsiens.